Goeiemôre, ons woord kom vanoggend uit Psalm 84 vers 3 tot 13. My siel verlang, ja smag na die voorhoewe van die Here. My hart en my vlees jubel tot die lewende God. Wel geluksalig is die mens wie se sterkte in U is, wie se hart die gebaande weë is. As hulle deur die droë laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland. Ook oordek die vroeë reën dit met seëninge. Hulle gaan van krag tot krag. Elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Die Here God van die leerskare, hoor my gebed. Hy luister tog, o God van Jakob. O God is ons skuld. Kyk en aanskou die aangesig van U gesalfde. Here van die leerskare, wel geluksalig is die man wat op U vertrou. Goeie dinge gebeur nie sommer net uit die bloute uit nie. Partykeer moet 'n mens daarvoor beplan. Hard ook daarvoor werk. Om 'n suksesvolle, Christelike lewe te leef, 'n lewe waarin God verheerlik word en waar jy vrede ervaar, moet jy doelbewus eenkant tyd met God deurbring. Daar is nie kort paaie nie. Daar is nie net 'n quick fix nie. Dit is in daardie beplande oomblikke, wanneer jy tyd op sy sit, om aktief in God se teenwoordigheid te wees, dat jy dikwels goud raak boor. Dat jy by die ware skatte in die lewe uitkom. Natuurlik kan God jou verras deur onverwags die een of ander wonderwerk in jou lewe te kom doen. Maar die gewone gang van sake is dat jy elke dag jou kant moet bring. Doen wat God van jou vra. Dan kan jy regtig spesiale oomblikke te wag te wees. Daardie oomblikke waar jy God se krag en God se liefde op 'n besondere manier sal ervaar. Vir mense wat volhard op die pad van die Here, wag daar seëninge. Hoe meer jy eenkant tyd leer spandeer met hom, hoe meer jy sy stem leer ken en by sy voete rus vind, hoe meer is jy by die een wat oor alles en almal heers. Dan verander jou kuiers by hom gou na lang uitgerekte kuiers. Nie net by kort kuiertjies nie. En dan kan jy nie meer wag vir die volgende keer by hom nie. Want jou dors word geles in die lewende water in hemelse plekke waar jy saam met Jesus sit. Jy leer daar skep uit fonteine van vreugde. In vrede van groen weivelde vind jy jou rus. Rus, vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dit laat jou Psalm 23 se paaie van geregtigheid leer wandel tot eer van die Here se naam. As ons vanoggend dink daaraan wat Jesus vir ons gedoen het, toe hy sy bloed vir ons kom gee het, sy bloed vir ons geskenk het, die prys vir ons kom betaal het, dan kan ons vanoggend werklik saam met die psalmis sê, dat die Here verhoor my gebed, en dat die Here is soos 'n skild, en dat ek weet, hy sien my raak, en ek kan op hom vertrou, deur te sê, Here, ek vergewe, en Here, ek wil vrykom van daardie houvas van onvergifnis. Jesus, baie dankie ook vir U liggaam se genesing, vir elke wond wat U vir my deurgegaan het, of dit geestelik is, emosioneel is, in my siel is, my liggaam is of my verstand is. Dankie Here, dat ek in U teenwoordigheid leer wat dit is om wonderlike tye by U te ervaar. Amen.